my hande het, ek Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend hier by julle met 'n woord van die Here. Goed, ek wil julle 'n vraag vra. Mag ons, nadat ons wedergebore is, nog steeds maar net aangaan om te sondig en nie daaroor bekommerd te wees nie, want ons het nou ons harte vir die Here gegee, ons gaan kerk toe en jy weet, ons lewe 'n redelike goeie Christelike lewe. Mag ons dan maar sondig en dit nie so swaar vat nie. As jy gesondig het, is dit nou nie so 'n verskriklike ding nie. Ek wil 'n gedeelte uit die woord van die Here vir jou lees. En kom ons gaan kyk net. Ek wil net hê julle moet onthou dat God is gister en vandag en môre en tot in alle ewigheid dieselfde. So die God van Genesis 1 is die God van vandag. Nou goed, ek wil graag vir ons uit Jesegiel lees, Jesegiel 33 en hier van vers 11 af. Kom ek lees van vers 10 af vir ons. En jy mensekind, sê aan die huis van Israel, so het julle gesê, gewis ons oortredinge en ons sondes is op ons. En daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here. Gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. So die Here wil nie eers hê dat die goddelose moet sterf nie. En ek dink hy verwys hierso nie net na 'n fisiese sterwe nie, maar 'n geestelike sterwe. Ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Nou hierdie is my baie belangrik. Hy praat hier met wedergebore kinders van God. Hy praat hier met hulle wat die uitverkore volk is van die Here. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Dus dis 'n verwysing na hulle wat al reeds in die Here behoort, maar hulle leef nog in sonde, né? Goed. En jy mensekind, sê aan die kinders van jou volk, die geregtigheid van die regverdige sal hom nie red op die dag van sy oortreding nie. Nou hierdie maak my dan baie versigtig. Die regverdigheid van die regverdige sal hom nie red op die dag van sy oortreding nie. So as jy op die dag van oortreding, al het jy 'n verhouding met die Here, gaan jy en jy begin sondig en jy begin in sonde lewe. Die Here sê jy sal nie gered word nie. Hier staan dit. En aangaande die goddelose, hy sal daardeur nie struikel op die dag as hy hom van sy goddeloosheid bekeer nie. So hoor nou hier. So as iemand goddeloos was, en hy sy hele lewe lank goddeloos gelewe, en hy bekeer hom dan sal sy verlede goddeloosheid hom nie toegereken word nie. Maar die Here sal net na sy geregtigheid kyk, wat hy hier aan die einde van sy lewe gedoen het, of kon sê, hy het hom bekeer die dag voor hy gesterwe het, en waarlik berou voor God gehad, en voor die Here neergeval en sê, vergewe my, ek is 'n sondaar, en môre kom Jesus. Sê die Here, sal al daai ongeregtigheid wat in sy lewe was, sy goddeloosheid, sal nie maak dat hy verlore gaan nie. Is dit nie wonderlik nie? En die regverdige sal deur sy geregtigheid nie kan lewe op die dag as hy sondig nie. So jy kan nie staat maak op al jou regverdige dade in jou verlede nie. Julle weet, die woord van die Here sê dat ons moet ons heil uitwerk met vrees en met bewing. En ons moet ons bewaar daarteen om te sondig.
En as jy gevind het dat jy gesondig het, moet jy onmiddellik dit bely. Amen. Nou, vers 13. As ek aan die regverdige sê dat hy sekerlik sal lewe en hy vertrou op sy geregtigheid en doen onreg, dan sal aan al sy geregtighede nie gedink word nie. Maar deur sy onreg wat hy doen, daardeur sal hy sterwe. En as ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en hy hom van sy sonde bekeer, en reg en geregtigheid doen, gee die goddelose die pand terug. Vergoed hy wat geroof is. Wandel hy in die insettinge van die lewe, sodat hy geen onreg doen nie, dan sal hy sekerlik lewe. Hy sal nie sterwe nie. Al sy sondes wat hy gedoen het, sal hom nie toegereken word nie. En hy het reg en geregtigheid gedoen, hy sal sekerlik lewe. Ek gaan net vir ons tot daar lees. Hierdie gedeelte is vir my uiters belangrik, want ek hoor soveel Christene met 'n hemel gered, altyd gered leer op hulle lippe loop, né? En al val hulle in sonde, né, dan sê hulle sal nog gered word. En 'n skrif soos hierdie een, né, slaan hulle geen ag op nie. En dan sê hulle, dis Ou Testamenties. Julle hoor gou-gou hier. Die Here sê oor en oor en oor in sy woord. Ek is gister, ek is vandag en ek is môre en tot in alle ewigheid dieselfde. Daar het wel genade vir my en jou gekom, dat 'n hoëpriester nie in die allerheiligste eenmal 'n jaar hoef in te gaan en my en jou sondes vir ons te gaan bely nie, maar dat ek en jy dit self kan bely. En tot God roep en sê, Here, ek het so pas gesondig. O my God, was my skoon met die bloed van Jesus Christus. Reinig my en heilig my en hy sal dit net daar doen. En daai sonde sal nie teen jou gehou word nie. Julle moenie as kind van God in 'n lewe van sonde en ongeregtigheid, bietjie van Jesus, bietjie van die wêreld, bietjie van Jesus, bietjie van die wêreld lewe en dink jy gaan gered word nie. Ons moet onsself afsonder, eenkant sit, strewe na heiligmaking om hom na te volg met alles wat in ons hart is. Kom ons maak ons oë toe. Ek wil graag vir ons bid. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, waar U woord sê ons moet ons heil met vrees en in bewing uitwerk, Here. Here, bid ons vandag nou, Here my God, help ons, Redder, help ons, dat ons so in so 'n lewe, Here, om U te wil behaag, Here, in belydenis van sonde, altyd deur, Here, en in verheerliking van die Almagtigheid, sal wandel en U aangesig sal soek. Ons bid dit en ons dank U en ons ontvang dit in Jesus se naam. Amen. Liefde, seëning, pastoor. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.